My storie speel af in die droë loop van die Nosop rivier in Namibië. Laat jou gedagtes dwaal saam met my. 6 viertrek voertuie, 6 vrouens, 12 manne, 'n hengse klomp bagasie, baie kos, water, brandstof en alles wat ons sal nodig hê ingeval die voertuie vassteek en vasval iewers. So 'n paar jaar gelede ry ons klomp met 4x4's in die Namib. Die van julle wat weet hoe lyk dit by die Nosop rivier sal weet, dat dit net 'n droë rivierloop is, meeste van die jaar. Die manne slaan kamp op en ons vroumense begin hout soek, want daar is nie hout vir 'n vuur nie. Ek vat toe maar vir Spy, my jeep, en 'n klomp vroumense en ons gaan soek hout. Terug by die kamp vertel ek vir die manne wat agtergebly het, dat daar so 2 kilometer van ons af 'n paar bome en 'n bietjie bos is, en ek dink dit sal nogal 'n gawe idee wees as ons daar gaan kamp opslaan. Die manne was nie baie beïndruk met my nie. Hulle wange het op die grond gehang, want hulle was moeg gery, hulle wil kamp opslaan en hulle wil kuier. Nou ja, wie kan nou nee sê vir 'n blond met blou oogies? Daai man het nie weerstand gehad teen my nie. So gesê, so gedaan. So pak ons op en ons ry. So 7 uur die aand, nadat die manne nou lekker gekuier is, ons het sommer daar in die oopte Bohemian Rhapsody gesing in 'n a cappella koor, en met my as koorleidster. Ons het lekker geëet, en toe sê ou Pieter, een van die ouens wat saam met ons gery het, hy moet nou. Nou my maat my geleer, daar is net een moet, en dit is as jy moet toilet toe gaan. En ou Pieter moet nou. En met die verdwyn hy met 'n toiletrol in die bosse in, en ja, ek met 'n graaf agterna. Soos wat ou Pieter druk en laat val, skep ek. Natuurlik in die stikdonkerte met net 'n kopliggie aan. Hy het nie eens agtergekom ek is daar nie. Hy was te lekker gekuier. Toe hy klaar is, trek hy op, maak vas en trap baie versigtig, want dis donker en hy wil nie in al strap nie. Met die sit hy toe sy flits aan en kyk hoe hy moet loop en daar's niks. Hy kon nie glo wat hy sien nie. Hy het gesoek oral, in sy broek se pype, in sy hemp, agter sy rug, maar niks. Kopskiddend het hy teruggeloop vuur toe, waar ek lank al gesit het en gemaak het asof ek druk in gesprek is met almal. Met die aanloop vuur toe merk ek dat Pieter baie beswaard is en ek vra toe sê ewe, hey Piet, what's up man, come on, talk to us. Hy skud net sy kop en sê, hy kan dit nie verstaan nie. Ek vra toe vir hom, what's wrong? Hy sê, Blondie, I was so sure it was a number 2. I've looked everywhere. I've done it, I felt it. And when I looked, there was nothing. Ons vra uit, maar kry elke keer dieselfde antwoord. Die volgende oggend vroeg is ek op om vuur te maak, want ons soek koffie, en die manne het sterker swart koffie nodig en hoofpynpille. Pieter kom aangestap na die vuur toe, en so naby my maak hy so 'n S-draai en verdwyn tussen die bosse in. Ek hardloop en gaan haal die graaf en gooi die inhoud voor sy tent se deur neer, en sê niks. Die ander manne kom toe ook by die vuur aan, en ek steek hulle op om vir Pieter te vra om asseblief vir my te gaan vuurhoutjies haal,
in sy tent, want myne is om een of ander rede papnat en ek kry nie die vuur aan die gang nie. Met die draai Pieter om en gaan na sy tent toe en ek hoor net hoe sê hy, how the hell? En ek bars uit van die lag. En ons lag. Hierdie manne vou dubbel soos hulle lag. Ons kry nie asem soos ons lag nie. Pieter baie verontwaardig wou weet waaroor lag ons dan so lekker. Want hy kan geen grap sien in alles nie. Toe kom ek met die hele sak patats uit. Ek sê vir julle, daardie aand het ek om daardie kampvuur nie gewaag om 'n draai te gaan loop nie. Want julle weet, Pieter het die graaf langs hom gehou vir die eerste wetter wat sou waag om in die bosse in te verdwyn. En ja, reg geraai. Ek was toe die eerste een wat gaan draai loop het. Julle weet wat het gebeur. Awimmawa,